En so, broer en suster, ons kan bid tot ons God, in wie ons glo. Want ons glo dat hy is die een wat ons regverdig maak, en nie my eie werke nie. Dis die geloof wat red, om te weet dat hy is die enigste een wat red. En ons gaan die hele hoofstuk lees, maar ons gaan dit daarom in een slag lees. En dit is 25 versies. Ons gaan dit daarom opbreek in stukke. Maar hou julle vingers so lank by Romeine hoofstuk 4. En ons kom nou by, vir my, een van die grootste hoofstukke van Romeine. Daar is regtig vir my, as ek moet Romeine, vir my gunsteling hoofstukke uitkies, is dit Romeine 1, Romeine 4, Romeine 9 en Romeine 16. En ons kom nou by regtig 'n baie belangrike gedeelte in die skrif. En dit is hoekom ek dit in stukke wil lees, sodat ons ten volle kan verstaan wat Paulus hier vir ons sê, deur die Heilige Gees. Of althans die Heilige Gees deur Paulus vir ons sê. En as 'n mens hierdie hoofstuk kan opsom, en dit is basies wat jy aan moet vasgryp vanmôre, dit is die hoofdoel van hierdie hele hoofstuk, en as ek julle iewers verloor, kom net terug na daai punt en bly by daai punt en hou vas aan daai punt, asof jy nie kan losgaan van dit nie, soos 'n babatjie gryp aan iemand se vinger en net nie wil losgaan nie, wil ek julle moet vasgryp aan dit. En dit is dat regverdiging kom deur die geloof en genade, en nie deur werke of ordeninge nie. Kom ek som dit op. Regverdigmaking kom deur die geloof. Jy is gered deur geloof, en geloof alleen in genade. Onthou dit, verstaan dit, begryp dit, ons het dit al voorheen genoem, maar Paulus gaan vir ons wys, dat uit die Ou Testament dit al so was. Dat hy nie 'n nuwe boodskap bring nie. En daar is hoofsaaklik 4 gedeeltes in Romeine, en ek volg 'n baie slimmer man as ek, S. Lewis Johnson Senior, hy's 'n ingenieur gewees, of iets voordat hy pastoor geword het, in 1905 somewhere, en hy het uitstekende uitwerking van Romeine gehad, en hy deel hierdie hoofstuk hoofsaaklik in 4 gedeeltes op, en ek volg sy opdelings in hierdie gedeelte, want hy doen dit vir my so goed. En so, die 4 gedeeltes wat ons na gaan kyk is, dat regverdiging deur geloof kom. Dis ons hoofsaak. Regverdiging kom deur geloof. Dat regverdiging nie deur verordeninge kom nie, al het God daar die verordeninge gegee. Dat regverdiging nie deur onderhouding van die wet kom nie, maar nog steeds deur geloof. En dat die geloof wat regverdig maak, 'n reddende geloof is. Dat ons moet besef dat daar is 'n geloof wat red, en daar is 'n geloof wat nie red nie. Daar is 'n geloof wat regtig ons verlossing bewerk, en daar is 'n geloof wat dit nie bewerk nie. En as 'n mens 'n voorbeeld kan noem, ons sien baie keer 'n produk op TV, en dan dink ons, joh, dit is daarom 'n goeie produk. En jy gaan winkel toe, en daar's nog sien jy skielik 5, 6 verskillende weergawe van hierdie selfde tipe produk. En jy kry die goedkoopste ene, want hy gaan tog dieselfde doen as die ander ding. Maar hy werk nie heeltemal dieselfde as die oorspronklike nie. Hy is nie so goed soos die oorspronklike nie. Hy is maar net 'n namaaksel. En so dink ek baie keer, daar is die ware geloof wat ons red, en dan is daar die knock-offs. Dit is die geloof wat verkoop word deur baie mense om te sê, jy hoef net dit te glo en hierdie dinge te doen, en dan is dit dieselfde, man. Daai geloof gaan jou ook red. Maar ons sien uiteindelik dat dit is nie waar nie. Daar is 'n geloof wat red. En dan is daar klomp ander maniere hoe ons glo wat nie red nie. En dit is wat Paulus hiervoor argumenteer. Want die Jode glo, hulle is gered as gevolg van die besnydenis. Dis nie 'n geloof wat red nie. Dis 'n knock-off. Hulle glo dat hulle gered word deur onderhouding van die wet. Dis nie 'n geloof wat red nie. Dis 'n knock-off. Daar is net een geloof wat red, en dis die geloof wat Abraham openbaar, en dit is hoekom hy Abraham as voorbeeld gaan gebruik, en ons sal sien dat die hele hoofstuk gaan oor Abraham se geloof. Want die groot vraag wat Paulus hierso aan sy lesers stel, veral die Jode, en hulle wat probeer om hulle self deur besnydenis en wetsonderhouding gered te kry, is, wat van Abraham? Wat van Abraham? So kom ons kyk na hoe Paulus dit uiteenset in hierdie 4 gedeeltes. So ons lees Romeine 4 vers 1 tot 8 in die eerste plek. En hy begin deur te sê,
Wat sal ons dan sê het Abraham, ons stamvader, na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te beroem, maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. So noem ook Dawid die mens geseënd, vir wie God regverdiging toereken, sonder werke. Gelukkig is hulle, wie se wettelose dade vergewe, en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde hoegenaamd nie toereken nie. Kom ons bid gou. Vader, mag U die woord tot ons harte seën vanmôre, Here God, en mag ons inneem dit wat U vir ons wil sê. Kom, o Heilige Gees, en bekragtig dit, salf dit, seën dit, gee dit lewe vanmôre, Here. En Here Jesus, mag ons oë altyd op U gefestig word. In Jesus naam. Amen. So Paulus herinner ons in eerste plek aan Abraham. Hy wat gesien word as die vriend van God, die vader van ons geloof. Abraham is daardie groot geloofsheld. Hy is die eerste een wat werklik, kan 'n mens sê, in God geglo het. Hy is die vader van ons geloof. Maar selfs Abraham, sê Paulus, het niks om homself op te beroem nie. Ek dink dit is belangrik dat ons verstaan. Ons het in hoofstuk 3 veral gesien dat niemand is gered nie. Niemand doen goed nie. Niemand soek vir God nie. Daar is niemand wat regverdig is voor God nie. En Paulus besluit om al die pad terug te gaan na Abraham toe. Na Abraham. En hy sê selfs Abraham, wat deur die Joodse volk gesien word as die man wat sy werke altyd regverdig was. Hy het alles reg gedoen, hy het voor God het hy gelewe in regverdiging. Sê Paulus dat selfs daardie Abraham is voor God skuldig en nie regverdig nie. En Abraham self het nie vir God gesoek nie. Dit is iets wat ons sien deur die skrif. Abraham word geroep uit die land uit waar hy was. Abraham is nie gebore as 'n Jood nie. Ons moet verstaan dat dit nog nie eens bestaan nie. Die konsep van Jood het nog nie eens bestaan nie. Abraham se ouers en selfs Abraham het afgode aanbid. Hulle het die son en die sterre aanbid. Daar in Ur van die Galdeërs is waar hulle afgode aanbid het. Dit is hulle norm gewees. Maar God het in sy genade vir Abraham geroep en gesê, kom uit daardie plek uit, na 'n land wat ek vir jou sal gee. En Abraham het God gevolg. En uiteindelik sê God vir hom in Genesis 15 vers 6 hierdie woorde. Of althans, dit is wat gesê word van Abraham. God sê in Genesis 15 vir Abraham, ek gaan hierdie land vir jou gee, aan jou nageslag gaan ek gee. In jou gaan al die nageslagte geseën word. Abraham vra op daardie stadium vir God, maar ek het nog nie eens 'n nageslag nie en al my erfporsies gaan na 'n ander ou toe gaan. Waarop God vir Abraham sê, gaan gou uit. Gaan uit jou tent uit en kyk op. Kyk na die sterre. Sien jy die sterre? Kan jy hulle tel? As jy hulle sou kon getel het, dit is hoeveel jou nageslag sou gewees het. Waarop die skrif dan sê, en Abraham het God geglo. En God het daardie geloof gereken as regverdiging. Nog voordat Abraham enigsins 'n kind gehad het. Nog voordat Abraham enigsins 'n nageslag gehad het, het God vir hom gesê, ek gaan hulle soveel soos die sterre van die hemel maak. En absoluut op die feit dat Abraham God geglo het vir dit, het God gesê, hier is 'n man wat ek regverdig reken. Maar dit is nie Abraham wat God eers gesoek het nie. Dit is God wat hom roep uit die land uit. Dit is God wat tot Abraham nader en sê, ek gaan vir jou nageslag gee. Abraham het nie vir God gesoek nie, God het hom uitgesoek. En so dit is wat ons verstaan in die skrif. En ons sien partykeer dat hy gestruikel het, ons sien dat hy partykeer nie heeltemal eerlik was met wat aangaan in sy lewe nie. Hy het op 'n stadium het hy gesê, Sarai is my suster, nie my vrou nie. Hy het nie heeltemal gelieg nie, want dit is sy halfsuster gewees.
Maar hy het so 'n bietjie dinge weggesteek. Tog word dit nie teen hom getel nie. Nêrens in die skrif tel dit teen hom nie. Dit het hom nie ongelowig gemaak nie. Hy was net bietjie bang vir wat die ander ouens aan hom gaan doen. En 'n mens kyk partykeer na die storie van Hagar en sê, maar het hy nie getwyfel in sy geloof daar nie? En die antwoord is nee, die skrif op geen oomblik sê dat Abraham getwyfel het nie. Abraham het absoluut geglo dat God vir hom 'n nageslag gaan gee. En as die eerste vrou dit nie reg kry nie, dan gaan ek na die tweede vrou toe. En dit is hoe al die nasies gewerk het. As jou eerste vrou nie kinders kan gee nie, dan trou jy met nog 'n vrou. Want wat belangrik is dat jy 'n nageslag het. Dit is absoluut belangrik geweest vir meeste van die volke van daardie tyd. Dis belangrik. Inteendeel, as jy nie kinders kon gekry het nie, was dit gereken dat jy vervloek is. Ons het al voorheen genoem, vir 'n vrou om nie kinders te hê nie, was gesien deur die volke en deur die mense, dat jy vervloek is deur God. Daar is net een rede hoekom jy nie kinders kan kry nie, en dit is omrede jy iets gedoen het in jou lewe, wat so erg is, dat God nie vir jou kinders wil gee nie. Hulle wat baie kinders het, is geseënd. Hulle wat geen kinders het nie, is vervloek. En so 'n mens kan na Abraham kyk en sê, maar het hy nie gestruikel met Hagar nie? Nee. Hy het gereken, ek is lewendig genoeg om kinders te kry, Sarai is nie. Die Here het die belofte aan Abraham gemaak en nie aan Sarai nie. Die oorspronklike belofte is aan Abraham, jou nageslag. En so hy het absoluut gedoen wat hy geglo het reg is, en hy het vir Ismael gekry. Maar die feit is dat daardie geloof hom red. En God het hom uitgesoek vir dit. Abraham het God geglo. Ek dink dit is ook belangrik, dat ons verstaan hoe dit gesê word. Dit sê nie Abraham het in God geglo nie. Dit is 'n ander geloof wat partykeer verkoop word. Jy moet net glo in Jesus, en dan sal jy gered word. En so ek kan sê, ek glo dat Jesus God is, en dan red dit my. Dit is nie die geloof wat red nie. Want Jakobus sê dit elders, hy sê die duiwels glo in Jesus, en hulle is nie gered nie. As dit gegaan het dat jy glo in sy bestaan, red dit jou nog steeds nie. Want jy kan glo dat God bestaan en nog steeds teen hom rebelleer, en nog steeds in hom in opstand kom, en dit red jou nie. Maar wat sê die skrif? Dat Abraham het God geglo. Nie in God geglo nie, Abraham het God geglo. Wat het hy geglo? Hy het geglo dat die God wat hierdie beloftes gemaak het, dat ek hierdie nageslag gaan hê soos die sterre, is by magte om te doen dit wat hy beloof het. Hy het hom gevat op sy woord, dit is 'n vertroue geloof. Hy het God vertrou. Hy het God geglo en gesê, dit is die God in wie ek glo, dit is die God in wie ek vertrou. En toe begin hy alles te doen wat hy kan, om dit teweeg te bring. Hy saap met Hagar, hy kry vir Ismael. Hy doen al die dinge, hier is my nageslag, ons is op pad. Ons gaan dit doen. Ek en die Here is besig om die nageslag te bou deur Ismael. Ons sien later in die storie dat God sê nee. Dis nie deur Ismael nie. Ek het nog 'n ander plan. Nie net wil ek dit deur jou bring nie, maar ek wil Sara kies. Ek het haar gekies as die ma van die gelowiges. En so God doen nog iets meer wonderliks. Hy maak haar lewendig, hy verkoop haar. Maar dit gaan oor geloof. En hy sê in hierdie gedeelte. Hy sê iemand wat werk om sy loon te ontvang, kry dit tog nie deur genade nie. As ek deur enigstens gehoorsaamheid of iets hierdie verlossing kan ontvang, dan het ek. En dan is dit nie genade nie. Maar hy sê iemand wat deur geloof, en dit is so mooi hoe hy sê, iemand wat egter nie werk nie, maar glo, luister baie mooi na hierdie woorde, glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar,
vir hom word daardie geloof as regverdiging bereken. Dis 'n baie belangrike woord wat in daardie vers voorkom. Dit is moeilik om heeltemal ons kop rondom dit te verstaan. En ek gaan probeer om dit te verduidelik. As julle my mis, skud net julle kop en sê probeer weer, dan sal ek weer probeer. Ons sal die sit tot ons dit verstaan. Die ander kerk kan begin, ons sal daar agteraan gaan. Abraham het nie net geglo in God nie, hy het God geglo vir wat God gesê het. Paulus sê, die geloof wat Abraham gehad het, is, dat hy geglo het in die een wat hom regverdig kan verklaar. As voorbeeld dat die Ou Testament absoluut gaan oor daardie geloof, bring Paulus vir ons Dawid in die storie in. En hy sê, as ons kyk na Dawid skryf in een van sy psalms, geseënd is die een wat sy sondes vergewe is, en wie sy sondes nie toegereken word nie. Dawid die moordenaar, Dawid die een wat oorspel gepleeg het, Dawid wat die volk getel het, Dawid wat soveel nonsens aangevang het die vermetelheid om te sê, gelukkig is die een wat sy sondes vergewe word. Dis vermetelheid uit die mense oogpunt uit. Maar dit is geloof wat Dawid gered het. Baie mense kyk partykeer na die storie van Saul en Dawid en sê, maar hoekom het God vir Saul verwerp en nie vir Dawid nie? En baie mense kyk na daardie gedeelte van Saul wat verwerp word en Dawid wat gekies word en sê, maar dit is omdat Dawid belydenis gedoen het. Dawid het na God toe gegaan en sê, ek bely my sondes voor U. Saul het nie belydenis gedoen nie. Maar as jy die skrif gaan lees, Saul het belydenis gedoen. Saul het probeer om verskoning te vra. God het hom nog steeds verwerp ten spyte daarvan, en hy het Dawid aanvaar ten spyte van Dawid. Saul het nie so baie erg sondes gedoen soos Dawid nie. Saul was 'n okay koning gewees. Daar was nie veel verkeerd met sy heerskappy nie. Dawid op die ander kant, genigtig man. Stoute kind. Maar dit is juist die punt. Dis juist die punt wat Paulus dwars in die brief gaan maak. Hoekom is Dawid vergewe en nie Saul nie? Is dit omrede Dawid 'n beter mens was? Nee. Is dit omrede Saul 'n slegter mens was? Nee. Dis omrede God genade bewys aan wie hy genade wil bewys. En Dawid het deur daardie genade geglo in die God wat hom regverdig verklaar, en Saul het nie. Dis die verskil. Want toe Dawid aangespreek word oor sy sonde, toe sê hy teen U en U alleen het ek gesondig. Moet asseblief nie die gees van my wegvat nie. En so sy belydenis is anders as Saul se belydenis, wat sê, Samuel, vra vir die Here asseblief vergifnis vir my, ek wil nie sleg lyk voor die mense nie. Saul het nie geglo in die God wat hom regverdig verklaar nie. Saul het gedink dat as ek die offers kan bring en al daai dinge, kan ek regverdig word. Dawid het absoluut nie geglo daarin nie. Dawid het geglo dat die enigste hoop wat ek het, is om by God uit te kom en te sê, vergewe my. Gelukkig is die een wat sy sondes vergewe word en wie vrygespreek word. Hy het geweet, ek moet gaan na die God wat my kan vrymaak. Abraham het dieselfde geloof. Ek het vir julle gesê dat dit word gesien deur die mense dat as ek nie kinders het nie, is dit 'n vloek. Dan is dit omrede ek ongeregtig is. Toe God vir Abraham sê, kyk na die sterre, dis hoeveel jou nageslag gaan wees. Wat Abraham hoor is, jy is regverdig voor my. Jy is nie 'n sondaar nie. Ek ag jou nie as ongeregtig nie. En dit is wat Abraham red. Dat God vir hom sê, ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. Ek is jou regverdiging. En so Abraham weet, daar is geen skuld op hom, omdat hy nie kinders het nie. En so hy gaan doen alles wat hy kan om kinders te kry. God het nog 'n verdere plan met Sarai, ons kom by haar uit. Maar dit is 'n geloof in die een wat regverdig verklaar. Ons kom nou by die tweede gedeelte van Romeine 4, vers 9 tot 12, en ons lees.
Is hierdie seën dan net vir die besnedenis, of ook vir die onbesnedenis? Ons sê tog Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gereken. Wanneer is dit vir hom toegereken? Toe hy reeds besnede was? Of toe hy nog onbesnede was? Nie toe hy besnede was nie, maar toe hy onbesnede was. Hy het die teken van die besnydenis as seël ontvang, 'n seël van die geregtigheid van die geloof wat hy gehad het terwyl hy onbesnede was. So het hy die vader geword van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat dit ook vir hulle as regverdiging toegereken kon word. So het hy ook die vader geword van hulle wat nie bloot besnede is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo het toe hy nog onbesnede was. Ek gaan nie baie lank stil staan nie, want ons het al oor die besnydenis gepraat. Maar daar is 'n paar dinge wat ek wil uitlig. In die eerste plek, daar is om en by 14 tot 18 jaar vandat God gesê het, jy is regverdig, totdat Abraham besny is. 14 jaar is Abraham onbesny, en tog is hy gered. Dit is Paulus se hoofargument. Abraham was onbesnede, maar hy was regverdig verklaar vir God. Hy het God se beloftes ontvang. En so, die volk kan nie sê dat die besnydenis die waarborg is op die beloftes nie. Ons ontvang nie die beloftes van God en die verlossing van God en die regverdigmaking van God as gevolg van die besnydenis nie. En dit is God wat die besnydenis daar gesit het. Dit is God wat vir Abraham sê 14 jaar later, hier is die teken tussen my en jou familie, jou nageslag, vir ewig, vir altyd, dat ek hulle verlosser gaan wees, dat ek hulle God gaan wees. En hy gee vir hulle die besnydenis as teken en 'n bewys daarvan. Maar Paulus' argument is, Abraham dra die beloftes al in sy liggaam, terwyl hy onbesnede is. En God sou daardie beloftes waar gemaak het, of hy besny is of nie besny geword het nie. En hier is die belangrike ding. Ismael, sy eerste seun, is die eerste een wat besny word. Gaan lees Genesis. Ismael word besny. Want Abraham sê nogal vir God, nadat God vir hom gesê het, hierdie is nie die seun deur wie ek dit gaan doen nie. Daar is 'n ander seun uit Sara hier wat ek gaan bring. Sê Abraham, maar ek het nog klaar hierdie ene. Is hy nie goed genoeg nie? Is hy nie goed genoeg nie? God sê, moenie worry oor hom nie, ek sal hom nog steeds sien, hy gaan nog steeds baie nasies na vore bring. Baie nasies gaan uit hom uitkom. Hy is besny, hy het die besnedenis in hom, maar hy word nie gered nie. Isak word. Omrede God sy genade bewys aan wie hy sy genade wil bewys. En Ismael is nie die een nie. En asseblief, moenie betrokke raak in die enigstens gesprek wat sê Ismael het te doen met die Arabiere en die Israel, dit het niks met hierdie te doen nie. Glad nie. Glad nie, dit is nie dieselfde mense nie. Ismael is nie die moslems nie. Vergeet daai hele argument, dis dwaas. Ismael is 'n seun van Abraham. En hy word geseën op 'n sekere manier. Maar hy ontvang nie die belofte van verlossing nie. En Paulus se hele argument is, dit wys dat die besnydenis nie gaan, of die besnydenis is nie wat jou verlos nie, want dan sou Ismael verlos geword het. Die besnydenis is bloot 'n teken. En so hy sê dat omrede Abraham geglo het, is hy gered, en so is hy dan die vader van die geloof van al die besnedenis, al die onbesnedenis is ons. Maar dan maak hy die punt verder, hy sê hy is ook die vader van hulle wat besny word. Maar luister baie mooi wat hy sê in die laaste gedeelte. Hy word die vader, nie net van hulle wat besny word nie. In ander woorde, nou is ek besny, ek is 'n Jood, ek gaan gered word nie. Nee, maar wat in die voetspore volg van Abraham, wat geglo het toe hy nog onbesnede was. Jy word nie gered omrede jy besny is nie, en daarom, nie elke Jood omrede hy besny is, gaan gered word nie, slegs hulle wat glo, soos Abraham geglo het. Dis wat hy sê. En die enigste manier hoe hulle glo, is dat God dit aan hulle openbaar. En so daar is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie, maar daar is hulle wat gered is en hulle wat nie gered is nie. Maak dit sin sover? Ek sien daarom nie dit nie, so ons gaan aan.
Ons lees verder. Romeine 4 vers 13 tot 17. Hy sê die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en die belofte sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring. Maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham sy hele nageslag. Nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader. Want soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van God, van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak en dit wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Weereens, Abraham is omtrent 400, 500 jaar voordat die wet gegee is. Abraham is nie bewus van die konsep van Sabbat-onderhouding nie. Dit is nie eens in sy taalgebruik nie. Hy weet nie wat dit beteken om die Sabbat te gehoorsaam nie. Daar is nie so wet nie. Hoe weet ek dit? Want ons kry dit eers in die wet boeke waar Moses met die volk praat en sê die Here stel nou 'n Sabbat voor. In die 10 gebooie word dit gegee omrede julle slawe in Egipte is en julle moet leer om te rus. Daarom word die Sabbat vir julle gegee. Ja, dit gaan terug na die skepingsorde toe en sê soos God gewerk het vir 6 dae op die 7de dag moet jy rus. Maar Abraham het nie geweet van die Sabbat nie. Abraham het nie geweet van die offers wat gebring moet word nie. Ja, hy het op tye geoffer aan God, maar nie in die manier wat die volk dit gedoen het nie. Hy het nie die feesdae onderhou nie. Hy het niks van die wet en die rituele daarvan onderhou in sy leeftyd nie. En tog word hy regverdig verklaar. En dit is regtig Paulus hoofpunt in hierdie gedeelte. Dit is in die eerste gedeelte geloof wat Abraham red. En hy het geglo nog voordat hy besny is, so besnydenis red jou nie. Hy het geglo nog voordat daar 'n wet was oor Sabbatdae en dinge wat jy moet doen en rituele wat jy moet nakom en al die ander goeders sonder enige priester of Levitiese priesterskap of enige van dit, is hy nog steeds regverdig verklaar. En so Abraham word regverdig verklaar apart van die wet. Sonder die wet, sonder die besnydenis. Waarom dan sal jy nou byvoeg by die geloof en sê maar jy moet besny word of jy moet sekere dae gehoorsaam om gered te wees? En tog sien dit ons in ons kerke. Ons sien dit gebeur in ons kerke. Buiten daardie mense wat begin sê ons moet kerk op Saterdag hou. Genade vir julle, ek's lief vir julle, maar kom terug na die evangelie van Jesus Christus toe, want daai Sabbatdag is nie wat jy dink dit is nie. Daar is sommige bewegings in die kerk wat sê dat ons moet amper Jode word. Die dominees en pastore begin al vir hulle togas aan te trek en allerlei dinge, hulle lyk amper soos Hebreëus en jy moet die Hebreëse name gebruik en dis Yeshua en nie Jesus nie, dit is Yahweh en nie Jehovah nie, of wat ook al jy wil doen. Abraham het niks van dit geweet nie. Niks. En hy is gered. Omdat hy geglo het in die God wat hom regverdig verklaar. Solank ek by hierdie God is al wat saak maak. Buiten van daai goeders het ons dinge in ons kerke begin toelaat van jy moet op die kerk, jy moet registreer by die kerk, jy moet jou tiendes betaal by die kerk waar jy geregistreer is. Jy moet gedoop word. Jy moet al die dinge dit en dit. En as jy al die dinge nagekom het, dan is jy daarom as 'n stempel op jou paspoort is gestempel, jy kan hemel toe gaan. Nee, dit is nie. Dit is geloof in Jesus Christus en geloof in wat God sê deur Jesus Christus wat jou red. Nie net dat hy bestaan nie, maar hom glo. So die wet en die onderhouding van die wet red ons nie. Dit is amper, die argument wat hy gee is 'n baie
is iets wat ons kan verstaan in ons lewe ook. As iemand sterf en daar is 'n testament, dan weet ons wie wat kry. Min of meer. As dit 'n goeie testament is, dan weet ons. En dit is 'n wet. Hierdie persoon kry dit, hierdie persoon kry dat. En dan kom Maria en sê, maar Tannie Susan het vir my gesê, ek gaan haar koffietafel kry. Wanneer het sy dit vir jou gesê? 20 jaar terug. Toe ek nog 'n dogtertjie was. Toe sê sy vir my, ek gaan haar koffietafel kry. Maar die testament sê niks. Maar sy glo absoluut, ek kry die koffietafel. As daar nie 'n testament is nie, en iemand sê, ek glo, ek kry 'n koffietafel, want Tannie Susan het dit vir my gesê, dan gaan daar bekleierery wees, want oom Kobus sê dieselfde. Sy het gesê, ek gaan die koffietafel kry. As daar wet is, dan weet jy wie wat kry. Maar as daar nie 'n wet is nie, dan moet ons gaan op die geloof. Vir wie het sy dit gesê en wie glo ons? Nou ongelukkig met mense kan jy niemand glo nie. Maar Abraham glo absoluut vir God. En ons wat glo absoluut vir God. Ons glo dat hy gesê het, hy sal ons opwek op die laaste dag. Ons glo dat ons die ewige lewe gaan kry deur Jesus Christus. En op grond van daardie geloof, weet ons gaan dit ontvang. Ons het nie 'n wet nodig nie. En dis juist wat Paulus sê, daar is nie 'n wet wat sê wie kry wat nie. Die Jode het gedink dat die wet wat hulle ontvang het beteken dat net hulle gered gaan word. Ons kry alles. Reg? Dis wat die testament sê. En dis hoekom Paulus sê, kom ons gaan terug na Abraham toe, in jou nageslag gaan al die nasies gered word. Dis die belofte. Daar's 'n belofte wat gemaak is. Wie kry die tafel? Almal. Wie is welkom by God? Almal. Die wet het geen sê op dit nie. En so ons behoort nie enige wet in te bring te sê, maar weet jy, die AGS is beter as die NG en die groei in Jesus. En groei in wat God gesê het. Een van die moeilikste verse in hierdie hoofstuk is vers 17. Wat sê, soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dis nie die moeilike gedeelte nie. Dis die een wat ons verstaan. Dis die gedeelte na dit wat moeilik is. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak, en dit wat nog nie bestaan en tot bestaan roep. Selfs in die Grieks maak hierdie nie sin nie. Net sodat julle weet, die vertaler sukkel verskriklik met hierdie gedeelte. In die ou vertaling het ons dit so 'n bietjie anderste. Hy sê, voor die aangesig van die God in wie hy geglo het, nie, dit is in die oë van die God in wie hy geglo het nie. Is moeilik om te verstaan wat hy daar sê, maar ek gaan probeer om dit te verduidelik. God sê, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. En dit is hoe God vir Abraham gesien het, as die vader van baie nasies. Nie oor hoe Abraham homself gesien het nie, en nie hoe die nasies vir Abraham gesien het nie, oor hoe God hom gesien het. God het Abraham as regverdig gesien. Nie omrede Abraham regverdig is nie, maar omrede God besluit het om hom regverdig te maak. Want het gaan oor hoe God die mens sien, en nie hoe ons onsself sien nie. En dit is wat vir Abraham belangrik was, dis hoekom sy geloof hom gered het. Hy het nie geglo in hoe hy homself sien nie, want as hy na homself kyk, het ek geen nageslag nie en is ek onregverdig, maar God het my gesien as regverdiger. En God het vir my gesê, dat ek sy kind is en sy nageslag en sy nasie gaan wees. En God het gesê dat in my gaan al die nasies geseën word. Ek het niks daarmee te doen nie. Dis God. En dan glo Abraham nog iets anderste. En dit is so mooi. En die God in wie hy geglo het, wat doen? Die dooies opwek, en dit wat nog nie bestaan het tot bestaan roep. Hy het absoluut glo, as God gesê het, my nageslag gaan soos die sterre wees,
al sien ek niks nou nie, ek glo dat hy wat dit beloof het, dit gaan volbring. Ek glo dat hy dit gaan doen. Want hy kan dit wat nie bestaan nie, tot bestaan roep deur sy woord. Nie net dit nie, hy kan die dooies opwek. En daar is 3 maniere hoe hy sien hoe God die dooies opwek, en waar die geloof in hom versterk word met die dooies wat opgewek word. Ons lees die laaste gedeelte. Hier is Abraham se geloof wat red. Hy het teen alle verwagtinge in bly hoop en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos daar gesê is, so sal jou nageslag wees. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was. Daar's die eerste dood. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud, en as Sara se moederskoot ook reeds dood was, daar's die tweede dood. Met die belofte van God in gedagte het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof en het die eer aan God gegee. Hy was daarvan vas oortuig dat God dit wat hy beloof het ook sal kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Dat dit vir hom as regverdiging gereken is nie net ter wille van hom opgeskryf nie, maar ook ter wille van ons, vir wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer, en ter wille van ons regverdiging opgewek. Abraham weet, hy is te oud. Hy is byna dood, sy liggaam kan nie meer doen wat dit moet doen nie. Maar hy glo teen enige verwagting en teen enige iets wat in sy lewe aangaan, glo hy dat die God wat beloof het, dit kan doen. God het gesê hy gaan 'n nageslag hê. Okay? So hy glo dat God hom lewendig maak om 'n nageslag te kan hê. Daarom Hagar. Want hy weet Sarai is ook dood. Haar moederskoot is dood. En so in 'n sekere sin sien Abraham in sy eie liggaam dat dit verkoop word, en hy sien die bewys van God se uitwerking, want hy verwek 'n kind by Hagar. Hier's Ismael. Hier is 'n seun gebore uit sy liggaam uit. Hy het 'n kind verwek by 'n vrou, en hy's lewend gemaak. God wag nog 'n hele klomp jaar, nog 14 jaar, en sê, wag, ek gaan vir jou nog iets meer wys. Nie net gaan ek jou lewendig maak nie, ek gaan Sara se moederskoot lewendig maak. En op haar hoë ouderdom verwek sy 'n kind. En nog 'n klomp jaar later sê God vir Abraham, vat nou daai seun, daai een wat ek beloof het aan jou, en gaan maak hom dood. Gaan offer hom vir my. En Abraham vat vir Isak. Hy vat hom na daai berg toe. En Isak is nie 'n klein seentjie nie, hy is omtrent 14 jaar oud ook, daar rond, hy's nie 'n babatjie nie. Ons weet hy's daarom 'n jong man, want hy dra al die hout vir die ding op sy rug. So hy's gevorderde, hy kan uitfigure, iets is nie reg nie, ons mis iets. Maar weet julle wat, die skrif sê ook nie dat Abraham hom oor die kop geslaan het en hom geforseer het op die altaar nie. Ons dink Isak is geforseer om geoffer te word. Weet julle dat die skrif dit nie sê nie? Ek weet nie hoe daai gesprek gegaan het nie. Maar Isak moes iets van die geloof by Abraham geleer het. En Abraham word gesê, jy moet jou seun offer. En hier's wat die skrywers van Hebreërs sê, maar omrede Abraham geglo het in die God wat die dooies kan opwek, het hy geweet dat as God beloof het dat deur hierdie seun hy vir my 'n nageslag gaan gee. En hierdie God vra my nou om hierdie seun te offer. Weet julle wat? God gaan hom weer opwek. God gaan hom weer lewendig maak. En ek dink Isak moes dit miskien ook geglo het.
Isak het op daai altaar geklim. En gesê, pa, ek hoop jy is reg. Ongelukkig weet ons nie wat daai gesprek is nie. Dit gaan baie interessant wees as ons uitvind. Maar dit is die geloof wat Abraham gehad het. Hy het God geglo. Dat God wat beloof, sal teweegbring dit wat hy beloof het. En sy hele lewe was daar volgens gerig. En dit is die geloof wat ons ook red. Dis is hoekom hy in die laaste vers dit by mekaar bring. Dis hoekom hy Jesus inbring in hierdie hele gedeelte en van ons sê dit is hoe Isak en Abrahams geloof vir ons wys wat gekom het. Want daardie geloof wat Abraham red is dieselfde geloof wat ons het, ons wat glo in hom, God, wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Ons glo dat God wat gesê het, deur die dood van my seun, regverdig ek almal wat glo, word gered as gevolg van daardie geloof in wat God gesê het. En wat God bewys het deur sy seun te laat sterf vir ons sondes. En daarom hy is oorgelewer vir ons oortredinge. Hy het gesterf vir ons sondes. En so ons eerste geloof is dat Jesus Christus werklik betaal het vir ons sondes. Dit is iets wat ons moet glo. Maar ons glo ook in God wat die belofte gemaak het, dat hy ons gaan opwek op die laaste dag, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe moet hê. Reg, dit is ons geloofsbelijdenis. Ons weet dit, ons ken die versie. Dat hulle wat glo in die dood van Jesus Christus wat ons sondes betaal het, en daardeur ons regverdig verklaar het die hoop in die opstanding, en daardeur word ons geregverdig. En as jy nou Jakobus sou gaan lees het, verstaan jy dat daardie geloof gaan dan oor in werke, want Isak het sy geloof bewys, Abraham het sy geloof bewys deur Isak te offer. Jakobus gebruik hier dieselfde vers uit Genesis 15 en sê, en kyk, Abraham se geloof is tot sy regverdiging verklaar, want hy het gewys, hy hou vas tot aan die einde toe. En so is ons geloof dieselfde. Ons geloof, en die enigste geloof wat red, is absoluut om te glo, dat God ons red, op die basis van Christus se geregtigheid en nie ons eie nie. Dat ons gered is uit genade, nie deur ons werke nie. Nie deur ons onderhouding van die wet nie. Nie omrede ons behoort aan een of ander nasie of stam of volk en taal nie. Nie dat ons een of ander kultuur het nie, maar dat ons gered is deur genade en ons glo absoluut dat dit net Jesus Christus is wat ons red. En as ek 'n praktiese voorbeeld vir julle gaan gee van hoe dit ons lewe uitwerk in ons geloof. Broer en suster, as jy na God toe gaan vandag en jy sê dit in jou gebed. Kom ons sê jy wil vra vir die Here om jou te help met iets. Met 'n siekte. Kom ons sê jy wil bid vir siekte. Here, ek weet ek verdien dit nie, want ek is 'n sondaar. Maar Here, as jy wil, maak asseblief my gesond, of my ma gesond, of my broer gesond. En ek weet ek verdien dit nie, want daar's te veel dinge reg. Maar Here, as jy dit doen, dan sal ek so en so doen. Ek sal probeer om beter te wees. Dan glo jy nie. Jy glo nie. Jy glo nie. Want as jy werklik glo soos wat Abraham glo en soos wat Paulus vir ons sê ons moet glo, dan bid ek, Vader, op grond van u seun, wat gesterf het vir my sondes, weet ek staan regverdig voor u. En ek vra die genade wat u aan my bewys het deur die seun te stuur, om dit en dit te doen. Nie op grond van my prestasie nie op grond van hoe gelowig ek was hierdie week en hoe gehoorsaam ek hierdie week was nie, maar op grond van die feit dat u getrou is aan u beloftes. Dis 'n gebed van geloof.
Dit is 'n gebed wat glo dat ek staan nie voor God vanmôre as 'n sondaar nie. Nee, ek staan voor God geregverdig in Christus. Hy sê dit later in Romeine, ons gaan by dit uitkom en dan sal ons meer daaroor praat. Maar hy sê dit in Romeine, ek dink Romeine 8. As die Vader dan sy seun vir ons gegee het, hoekom sal hy nie dan alles vir ons gee nie? En ek wil dit nie maak dat dit een of ander prosperity gebed is waar ek nou kan sê ek kan vra vir Ferrari nie. Dis onsin, maar dan is jy op die verkeerde kant van hierdie gebed. Dan glo jy ook nie. Maar as jy glo dat God die een is wat jou regverdig, as jy glo dat God deur Christus Jesus jou regverdig verklaar vanmôre, as jy glo dat deur die opstanding van Jesus Christus is jy vrygespreek voor God en regverdig verklaar vir God, wat hou jou weg van God af vanmôre om na hom toe te gaan? Wat staan tussen jou en God vanmôre om met hom te praat en tot hom te bid? Wat keer jou vanmôre om hom te vra vir die kleinste of die grootste ding in jou lewe? Daar is niks tussen jou en God vanmôre nie. Want Christus is ons verlosser. En hy het in volle verlos en sal tot die uiterste verlos die wat aan hom behoort en die wat in hom glo. En so broer en suster, ons kan bid tot ons God in wie ons glo. Want ons glo dat hy is die een wat ons regverdig maak en nie my eie werke nie. Dis die geloof wat red. Om te weet dat hy is die enigste een wat red. Daar is geen ander verlossing en redding behalwe in die naam van Jesus Christus ons Here nie. En so ek moedig julle aan, broer en suster, om jouself elke dag te herinner aan dit. Elke oggend, elke aand, deur die dag. As jy sê, Here, gebeur hierdie dinge met my omrede ek net nie gelowig genoeg is nie, gooi daai gedagtes weg. En sê, Here, ek glo in Jesus wat gesterf het vir my sondes en opgestaan het vir my regverdigmaking. God handel nie met ons volgens ons sonde nie, maar volgens sy genade. Hoe ryk en hoe diep is dit nie, broer en suster? As ons dit net kan besef, as ons dit net kan begryp, dan is daar niks wat ons nie kan vra in Christus nie. En so Here, ek vra vanmôre vir ons elkeen, dat U ons sal help om die diepte en die wyte, die hoogte, die lengte, die grootte van U genade te verstaan en te begryp, nie net in ons gedagtes nie, maar in ons harte. Here, dat ons geloof sal hê wat red, 'n geloof wat glo in die een wat beloof het, wat glo dat hy wat beloof het, getrou is aan sy woord, dat hy wat beloof het, by magte is om te doen dit wat hy beloof het. Ja, Here, dat ons glo wat U gesê het in die woord, en veral in Jesus Christus, U Seun. Vader, dat ons vrygespreek is op grond van sy dood aan die kruis, die bloed wat gestort is vir ons. Dat ons regverdig verklaar is op grond van die opstanding. En Heilige Gees, dat ons sal lewe daarvolgens, soos wat U ons verander om te word soos die Seun. En so Here, dat ons nie in ongeloof, in ons eie prestasie en in ons eie werke probeer om onsself beter Christen te maak, of te probeer om beter winst te kan kry uit hierdie saak uit nie, maar Here, dat ons absoluut onsself sal wend tot U. Here, dat ons besef dat U alleen ons regverdig verklaar. Here, dat ons sondes aan U kan bely elke dag. Here, en U is getrou om te vergewe wanneer ons sonde voor U bely. En dat daar niks is wat tussen ons en U staan vanmôre nie. Werklik waar, wat kan ons skei van die liefde wat God vir ons het in Christus Jesus? Wat sy Seun vir ons gegee het. Die Vader wat alles vir ons gegee het in die Seun. Is daar iets wat ons weghou van hom af? Nee, niks. Is daar iets wat ons nader kan bring? Nee, niks. Nie die wet of besnydenis of enige gedagtes wat ons het nie. Maar ons word nader gebring aan God die Vader deur Jesus Christus die Seun. Kom, o Heilige Gees, en openbaar dit in ons harte vanmôre. In Jesus naam. Amen en amen. Dan wil ek bid, gou vir hulle wat siek is,
Vader, ek bid dan vir hulle wat vanmôre nie wel is nie. Ek bid veral vir Tannie Elsabie, Here God. Vader, dat U sal ingryp in haar lewe, dat U sal genees, dat U sal herstel. Here, dat U werklik waar sal ingryp, Here, in haar liggaam en ten volle sal herstel. Ten volle sal genees, Here. Here, ons vra dit uit U hand uit vanmôre, Here, in Jesus Christus, Here God, dat U haar sal gesond maak. Here, vir Jolandi ook, Here, bid ek ook dieselfde, Here, dat U haar sal gesond maak. Here, en hulle van wie ons nie weet wat siek is nie, Here God, dat U hulle gesond sal maak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. En ons is nog nie klaar nie. Want dit is nou my voorreg en my, is amper soos wat is dit, sweet sorrow, voorreg, om vir oom Sydney te kan bid vir sy verjaarsdag môre. Maar dit is ook om te besef dat hierdie die laaste keer is wat ek vir oom Sydney in hierdie gemeente gaan bid vir sy verjaarsdag. Hulle gaan binnekort trek. En so dit is nou amper 'n hartseer happy birthday. Maar kom ons maak dit bly. Hulle is nog hierso daarom vir 'n klein rukkie. Maar kom ons strek ons hande uit na oom Sydney en ons bid die Here se absolute seën oor hom. O Heilige Vader, ons bid nou vir oom Sydney. Here, dankie. Here, dat U hom en sy familie vir ons geleen het vir soveel jare, Here. Here, ek bid in hierdie jaar wat kom, Here God, dat U hom sal seën bo sy verwagtinge, Here. Here, dat U alle deure vir hom sal oopmaak wat oopgemaak moet word. En nie net vir hom nie, maar deur hom vir sy kinders en vir sy vrou. Here, my God, dat die seën op hom sal rus, dat die salwing op hom sal rus. Here, dat U hom sal bekragtig in sy gees, Here God, en dat U sy geloof sal versterk vanmôre, Here. Here, dat U al sy drome sal waarmaak en waar hulle ook al gaan, Here God, dat U hom sal seën en dat U hom sal sterker maak, Here. Here, alhoewel hy afgetree is, Here, is dit nog nie die einde nie, Here. U is nog met hom en daar's nog baie jare wat hy in die koninkryk kan werk en insaai, Here. En so ons bid U seëning oor hom vir al 4 jaar wat kom, Here God. Mag U genade op hom rus, mag U hom versterk in alles. Mag U hom gee wat hy nodig het, Here God. Ek bid U seën in Jesus Christus se naam oor hom. Amen en amen. Ek sien 'n verjaarsdag oom sit. Dankie, julle gaan in die seën van die Here en glo dat die God wat ons regverdig maak, sal ons regverdig verklaar. Amen. Sorry julle, wag, daar's nog eene. Genigtig. Wanneer is dit? Vrydag. Vrydag is dit hierdie 2 mense se 50ste huweliksherdenking, my ma en my pa. 50 jaar, né? Genigtig. Kom ons bid gou die seën van die Here oor hulle. Hemelse Vader, ek bid vir my ma en my pa, Here. Here, dankie dat U hulle bymekaar gehou het vir hierdie 50 jaar, Here God. Ons bid, Here, dat U hulle sal bymekaar hou vir die volgende 50 jaar, Here God. Here, dat U hulle sal seën, dat U hulle liefde vir mekaar sal versterk, Here God, dat U in alle opsigte vir hulle 'n seën sal wees, Here God, en hulle sal seën. Here, as 'n voorbeeld vir ons almal, Here, dat hulle getrou is deur moeilike tye en deur goeie tye, Here. Deur dit alles, Here, is hulle nog steeds by mekaar. Here, wat 'n seën om dit te kan sien. Dat hulle voorbeeld kan wees van Christus in die kerk. Here, my God, mag hulle 'n seëning wees vir mense rondom hulle en veral vir ons wat hulle kinders is. Here God, dankie vir die voorreg dat ons uit hulle uit kon gekom het en uit in hulle huis kon groot geword het, Here. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. En nou is ons klaar. Amen.